Dit is Woensdag die 15de Julie. Hierdie week luister ons na 'n paar Johannestekste wat die kerk van die Here wêreldwyd inspireer. Vandag is die teks Johannes 3 vers 3. Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus was 'n gerespekteerde fariseer, 'n leermeester van Israel en 'n diep godsdienstige man. Tog verras Jesus hom met hierdie woorde: julle moet opnuut gebore word. Jesus leer dat toegang tot God se koninkryk nie deur godsdiens, goeie werke of afkoms verkry word nie, maar deur 'n nuwe lewe wat God self skenk. In Johannes 3 vers 3 tot 8 verduidelik Jesus die wedergeboorte. Om opnuut gebore te word, beteken nie bloot dat 'n mens 'n beter lewe begin leef of sekere slegte gewoontes aflê nie. Dit beteken dat God aan jou 'n nuwe lewe gee. Soos fisiese geboorte die begin van ons aardse lewe is, so is die wedergeboorte die begin van ons geestelike lewe. Geen opleiding, godsdiens of goeie werke kan hierdie nuwe geboorte bewerk nie. Dit is God se werk. Vra jouself nie net, is ek godsdienstig nie, maar is ek opnuut gebore? Die Christelike geloof gaan nie in die eerste plek oor 'n beter lewe nie, maar oor 'n nuwe lewe. Jesus sê verder, as iemand nie uit water en gees gebore word nie. Die water wys op God se reinigende werk. In die Ou Testament beloof God dat hy sy volk met skoon water sal besprinkel en hulle van al hulle onreinheid sal reinig. Jesegiel 36 vers 25. Voordat God nuwe lewe gee, reinig hy ons van ons sonde en skuld. Hierdie reiniging is moontlik gemaak deur Jesus Christus se kruisdood. Kom na Christus met al jou sonde en onreinheid. Hy alleen kan jou hart rein was en voor God aanvaarbaar maak. Jesus sê ook dat ons uit gees gebore moet word. Die Heilige Gees verrig die wonder van die wedergeboorte. Hy verander harde harte en wek geloof waar daar ongeloof was. Ons kan onsself nie wederbaar nie. Net soos ons niks tot ons fisiese geboorte bygedra het nie, so is ons geestelike geboorte geheel en al God se genadewerk. Dit is nie uit eie krag en geestelike sterkte dat ons wedergeboorte word of geestelik groei nie. Bid dat die Heilige Gees elke dag sy veranderende werk in jou sal voortsit. Verder vergelyk Jesus die Heilige Gees se geheimsinnige werk met die wind. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. Ons kan die wind nie beheer of sien nie, maar ons sien die uitwerking daarvan. Bome buig, blare beweeg en seile word gevul met die wind. Net so werk die Heilige Gees. Ons kan sy werk nie beheer of verklaar nie, maar ons kan die vrug daarvan sien. 'n Hoogmoedige mens word nederig, 'n selfsugtige hart word liefdevol, 'n sondegedrewe mens begin Christus lief hê en sy woord gehoorsaam. Moenie net op buitengewone geestelike ervarings fokus nie. Let op die tekens van die Gees se werk. 'n Groeiende liefde vir Christus, 'n groter afkeer van sonde en 'n begeerte om volgens God se wil te leef. Jesus leer dat niemand God se koninkryk kan binnegaan sonder die wedergeboorte nie. Die bevrydende evangelie is dat die God van die wedergeboorte is ook die God wat dit nie net eis nie, maar dit ook skenk. Kom daarom met geloof na Jesus Christus en vertrou op die Heilige Gees om hierdie wonderwerk in jou lewe te begin of voort te sit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die wonder van die wedergeboorte bewerk. Dankie dat U my deur Jesus Christus van my sonde reinig
en deur die Heilige Gees nuwe lewe gee. Werk elke dag verder in my hart, sodat my lewe die vrug van u Gees sal dra. Help my om met vreugde te leef as iemand wat opnuut gebore is en aan u koninkryk behoort. In Jesus se naam. Amen.